Brats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ons na die vuuroond en hoe God by ons is in moeilike tye. Vandag ontmoet ons 3 van Daniël se goeie vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het in Babylon gewoon waar koning Nebukadneser regeer het. Die koning was baie magtig en het gedink almal moet doen wat hy sê. Eendag het hy iets baie besonders laat bou, 'n enorme goue beeld. Dit was so groot dat almal dit van ver af kon sien blink in die son. Toe maak die koning 'n nuwe wet. Elke keer wanneer die musiek speel, moes almal voor die goue beeld buig en dit aanbid. Enige iemand wat nie wou buig nie, sou in 'n groot brandende vuuroond gegooi word. Kan jy jou indink hoe bang die mense moes wees? Hulle moes kies tussen wat die koning sê en wat God sê. Sadrag, Mesach en Abednego het geweet dat die eerste van die 10 gebooie sê, ons moet net die Here aanbid. En daarom het hulle besluit, ons sal net vir God aanbid. Dit was nie 'n maklike besluit nie. Hulle het geweet, daar kan groot gevolge wees, maar hulle het ook geweet, dat God altyd die moeite werd is om te vertrou. Ons kernvers vandag is Daniël 3 vers 17. Ons God kan ons red. Ons dien hom en hy sal keer dat ons nie brand nie wanneer jy ons in die vuur gooi. Hierdie vers wys vir ons dat hulle nie geweet het presies wat sou gebeur nie, maar hulle het geweet wie God is. Hulle vertroue was in God, nie in hulle omstandighede nie. Maar toe die musiek begin speel, het al die mense voor die groot goue beeld neergebuig, maar 3 mans het bly staan, Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle het nie probeer wegkruip nie, hulle het nie gemaak asof hulle buig nie, hulle het eenvoudig besluit, dat hulle net die Here sal aanbid. Party mense het dit gesien en dadelik vir die koning gaan vertel. Koning Nebukadneser was baie kwaad. Hy het hulle voor hom laat bring en vir hulle nog 'n kans gegee. Hy het gesê, wanneer die musiek weer speel, buig voor die beeld. As julle nie buig nie, sal julle in die vuuroond gegooi word. Maar hulle antwoord was bloot. Ons God kan ons red, maar selfs al doen hy dit nie, sal ons nog steeds nie die beeld aanbid nie. Wat 'n sterk geloof. Die koning was so kwaad, dat hy beveel het dat die vuuroond 7 keer warmer gemaak moet word. Die vuur was so warm, dat selfs die soldate wat die 3 vriende na die oond geneem het, deur die hitte dood is. Toe word Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur gegooi. Die koning het verwag dat dit die einde sou wees. Maar toe hy weer kyk, toe sien hy nie net 3 mans in die vuur nie, maar 4 mans. Die 4de persoon het soos 'n hemelse gestalte gelyk. God het nie sy kinders alleen gelos nie. Hy was by hulle in die vuur. Toe die koning hulle uitroep, stap hulle uit die oond. Hulle klere was heeltemal onbeskadig, hulle hare was nie geskroei nie, daar was nie eens 'n reuk van rook aan hulle nie. En toe besef die koning dat die God van Sadrag, Mesach en Abednego die ware God is. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat dit moed verg om reg te kies. Dit sou baie maklik gewees het om net vinnig te buig en niemand sou dalk eers opgelet het nie. Maar hierdie 3 vriende het geweet dat ware gehoorsaamheid beteken om God eerste te stel. Miskien voel dit of almal iets doen wat jy weet nie reg is nie. Miskien wil ander kinders hê jy moet iets doen wat verkeerd is. Miskien lag iemand vir jou omdat jy eerlik is en dan moet jy onthou, God vra nie dat ons moet doen wat gewild is nie. Hy vra dat ons die regte ding moet doen. En wanneer jy reg kies, is God baie trots op jou. Tweedens kan ons leer dat God by ons is wanneer dinge moeilik raak. Baie mense dink dat as ons vir God lief is, sal ons nooit 'n probleem hê nie, maar hierdie storie leer ons iets anders. God het nie gekeer dat hulle in die vuuroond ingaan nie. Hy het saam met hulle daarin gestap. Wanneer jy hartseer is, en wanneer iemand jou seer maak, of wanneer jy eensaam voel,
Kan jy onthou, God is steeds naby. Hy sien jou, hy hoor jou en hy vergeet nooit van jou nie. Laastens kan ons leer dat jou geloof vir ander mense kan wys hoe groot God is. Toe die koning sien wat gebeur het, het hy besef dat niemand soos die God van Israel is nie. Die 3 vriende het nie probeer beroemd wees nie. Hulle wou net aan God gehoorsaam wees en juist daarom het ander mense vir God raak gesien. So wanneer jy vriendelik is, of jy vergewe, of jy praat eerlik en jy help ander, kan mense sien dat daar iets van Jesus in jou lewe is. Jy weet nooit wie deur jou voorbeeld bemoedig kan word nie. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die wonderlike voorbeeld van Sadrag, Mesach en Abednego. Dankie dat hulle vir ons wys hoe om U eerste te stel, selfs wanneer dit moeilik is. Gee vir ons die moed om reg te kies wanneer ander ons probeer beïnvloed. Help ons om te onthou dat U altyd by ons is, al is ons bly, bang of onseker. Laat ons lewe so skyn dat ander mense ook kan sien hoe groot en liefdevol U is. Dankie dat U ons nooit alleen los nie. In Jesus se naam. Amen. Maats, wat beteken dit vir ons? Ons het waarskynlik nie 'n vuuroond naby ons nie. Maar ons het almal moeilike oomblikke. Soms voel 'n moeilike dag by die skool soos 'n vuuroond. Soms voel 'n rusie met 'n maatjie soos 'n vuuroond. Soms voel dit baie moeilik om die waarheid te praat. Maar die goeie nuus is, dieselfde God wat saam met Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur was, is vandag nog by ons. Hy verander nooit en hy bly altyd getrou. Ons hoef nooit alleen te voel in moeilike tye nie. Daar sy maats, onthou hierdie week een eenvoudige waarheid. God beloof nie dat ons nooit deur die vuur sal gaan nie, maar hy beloof dat ons nooit alleen daardeur sal gaan nie. En wanneer jy hierdie week bang voel, onthou 3 dapper vriende. Sê vir jouself, ek hoef nie bang te wees nie, want God stap saam met my. Tot volgende keer. Totsiens!